Dr. Pieter Mulder dra twee hoedens, die van Vryheidsfront Plus leier en die van adjunkminister van Landbou, Bosbou en Visserye. Huisgenoot het met hom gepraat toe die spanning tussen daardie hoedanighede byna 'n breekpunt bereik het. Daar was selfs sprake dat president Jacob Zuma vir Mulder wil afdank weens uitlatings wat Mulder in repliek op Zuma se staatsrede gemaak het. Die stelling wat Mulder gemaak het en tans in die oog van 'n mediastorm is, lui as volg. Die Bantu-sprekendes het van die Ewenaar af beweeg, terwyl die Wites van die Kaap af opbeweeg het, om mekaar by die Kei-rivier te ontmoet. Daar is genoeg bewyse dat daar geen Bantu-sprekendes in die Wes-Kaap en Noord-Wes-Kaap gewees het nie. Hierdie gedeeltes beslaan 40% van Suid-Afrika se oppervlakte. Ons wou 'n opsomming van Mulder se geskiedenisbeskouing kry en hoor watter rol geskiedenis dan in die moderne landbou behoort te speel. So, as ons teruggaan na 1655, die soort van die aankoms van Jan van Riebeeck, in u beskouing, wat was die situasie? Die situasie op daai stadium was dat die Khoisan was eerste in hele Suid-Afrika. So as jy dan wil teruggaan tot watter datum gaan jy terug? Toe daar groepe uit die noorde gekom, wat gekom het van die Ewenaar af uiteindelik en wat geleidelik afbeweeg onder toe. Ons as Wites het dan van die suide af opbeweeg boontoe. Hierdie twee groepe het mekaar gevind by die Visrivier waar daar konflik was. Maar daar was ook konflik tussen die swart groepe en die Khoisan in die noorde. Gaan kyk waar vir konflik. Daar was 'n konflik tussen die wit groep hier onder en die Khoisan. So niemand kan aanspraak maak op elke stukkie grond nie. Kom ons los daardie argument en kyk op 'n ander manier onemosioneel na die ding. So die relevantie van die geskiedenis vir die gronddebat is... Wel, dit was een paragraaf van 6 reëls in my hele toespraak wat buite verband uitgehaal is om 'n groot klomp emosie wakker te maak. Ek weet nie hoekom mense so sensitief is nie. Ek dink dis die mites wat geskep is dat swart mense het aanspraak hier, ons het geen aanspraak hier nie. Ek het net soveel aanspraak hier as wat enige van hulle het en ons moet daar 'n wen-wen kry. En dis die toekoms vorentoe. Indien die geskiedenis nie 'n maatstaf is vir grondverdeling nie, wat is die belangrike goed op grond waarvan die grond verdeel moet word? Jy kan nie net die demografie alleen verander die getalle nie. Hulle vat net die getalle en dan sê ons moet die grond nou verdeel suiwer dan daarvolgens ons met 30% grond nou teen 2014 oorhandig. Dan moet jy kos bybring. Die feit is ons is 50 miljoen mense in Suid-Afrika. Dan moet kos geproduseer word vir hulle uiteindelik. Tans doen 37.000 boere dit. Ons het 30% grond verloor, vrugbare grond, vanweë grondhervorming wat misluk het. 9 uit 10 van daai het nie geslaag nie. Dit beteken die boere moet tans op minder grond meer kos maak. Ons moet dit inbring. As jy begin hongersnood kom omdat jy nie genoeg kos is nie, omdat ons emosioneel net teikens najag, net persentasies najag, het ons moeilikheid. So ek vra meer gebalanseerde debat om te kyk na kosproduksie, na die werklikheid ook van verstedeliking. 70% van die mense gaan in die stad woon in die toekoms. Jong mense wil nie boer nie. Dis die toekoms. Dis 'n moderne land vorentoe. Kom ons sit dit als in. Tans is dit suiwer net 30% en die datum ons jaag hektare en ons vernietig die land.